Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Ek wil graag weer stilstaan by die hele begrip van wat ek noem heilige ledigheid. Die Engels, dit kom af van die Engelse term holy uselessness. Ja, nie usefulness nie. Klink dalk vir jou hart op die oor, juis omdat dit hart op ons ore is. Ons wat van kleins af geprogrammeer is, of wat ons kinders programmeer in die skole om hard te werk. Nou, daar's niks verkeerd met 'n hoë werksetiek nie, maar ek dink ons het dit so oorbeklemtoon, dat nou soos wat die uurglas begin leerloop, en 'n mens weet dat jy minder daaroor het om te leef as wat jy al reeds geleef het, is dit so moeilik om net by 'n plek te kom wat ek heeltemal gemaklik daarmee is, om net te wees en niks hoef te doen nie. Daai stemmetjie en iets wat my pa baie gesê het, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Hoe moeilik het is om daai stemmetjie uit te doof. Daardie stemme wat my so skuldig laat voel as ek nie sinvol besig is nie. En ek dink as ons hierdie laaste seisoen van ons lewe ingaan, selfs voor dit al, ons 'n gemaklikheid moet hê om ook net te kan wees. Thomas Merton het geskryf, in order to settle down in the quiet of our own being, we have to consent to waste time with God. And unholy uselessness is simply the posture of receiving and allowing God to love through us in hidden, quiet ways. Ek dink ons sukkel om te verstaan dat my doen nie veel sê van wie ek is nie. Ons leef weer eens, soos ek gesê het, in 'n wêreld waar ons gedefinieer word deur dit wat ons doen, en daarom, selfs in hierdie seisoen waar ons rustiger kan word en mag ledig wees, vul ons dit baie keer met 'n klompie to-do list. Ons wil net nie verveeld wees nie, ons wil net nie uitgevang word, dat ons eintlik nie weet wat om te doen nie. Dan vul ons dit met baie aktiwiteite, soos die van ons wat dit kan bekostig om te reis, en ons weer eens niks fout met reis en te beleef nie, maar as dit amper soos 'n tickbox is wat ek moet aftik, dan word dit iets wat my baas word, en ek word 'n slaaf daarvan. Ek verstaan so iets meer van die Joodse konsep van Sabbat, wat nie net na een dag van die week verwys nie, maar soos ons ouer word, eintlik ook seisoene insluit, waar ek nie hoef besig te wees nie, maar daar iets heiligs daarin opgesluit lê. Dat ek lees, byvoorbeeld, miskien moet ek eers net dit ook noem, van hierdie Joodse Sabbatsgebed, wat sê, He feasted the day with beauty. He called the Sabbath a delight. Met ander woorde, die niks doen van die Sabbat is ook vir God iets besonders. En dan onthou ek sommer dat my God dit aan sy geliefdes gee, aan my gee in sy slaap, en ek kan rus in sy voorsienigheid en sy onderhoud. Ek hoef nie stigtelik net besig te wees om betekenis te hê nie. As geliefde kind van God het ek klaar betekenis en kan ek net wees. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy Eugene Kemp en Hakie Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.